Welkom by AMT se vleisprysoorsigg moontlik gemaak deur John Deere. Ons sien dat kalfpryse styg verby die R40 merk, lampryse verby R50 en daal voerkostes dan ook nog. Wolpryse lyk of dit dalk sy nuwe vlakke bereik het, terwyl varke en hoenderpryse vir nou eers hierdie vlakke kan handhaaf. Kom luister gerus saam. Hierdie episode word trots aan jou gebring deur John Deere, so maak seker jy bly ingeskakel. Soos verwag het die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg verder gestyg laasweek na R40.29 per kilogram. Die top 40% gemiddelde prys wat ons gebruik vir die gemiddelde kommersiële prys styg dan ook na R43.62 laasweek. Verskalvers staan nou so rondom R36.52 met bulkalvers op R42.49. Die Vrystaatse speenkalfprys sak egter bietjie terug na R37.74, maar Weskaapse prys styg na R38 en die Noordwes nou op R41.50. Ek voel kalfpryse kan moontlik vir nou rondom hierdie vlakke vassteek, dalk vir so week of 2 nog hoog bly en moontlik so 'n klein bietjie afkom in Desember, soos vraag ook gewoonlik dan daal. Maar ek voel steeds dat daar nie baie beweging gaan wees verder hierdie jaar nie en vroeg volgende jaar dan ook nie. Die amptelike A23 karkasprys en AMT se opnameprys is steeds baie naby mekaar op R72.55 en R73 per kilogram onderskeidelik. Hierdie is dan die superspryse uitgesluit Noord-Kaapse pryse. In die Noord-Kaap is die prys dan tussen R63 en R65 steeds. Die C-graadprys staan tans op R63.35 per kilogram weens goeie vraag en ook laer aanbod. Seisonale tendense dui op sywaartse superpryse tot en met die middel van November en dan nog hoër pryse soos ons na Desember gewoonlik net voor Kersfees beweeg en gewoonlik ons sien dan vraag wat op 'n hoogtepunt rondom daardie tyd is. Maar tans lyk dit of die styging slegs so 'n R2 of R3 styging kan wees vanaf huidige vlakke, so nie veel nie. C-grade kan dieselfde tendens vir nou volg. In die skaapmark het die gemiddelde stoorlamprys dan laasweek herstel en styg dit na R50.91 per kilogram. Swaarder slaglammer staan op R50.43 met die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat wat afkom na R49.63. In die Oos-Kaap staan hy op R51.87 en die Weskaapse prys wat dan ook styg na R51.31. Omdat ons nou die afwaartse beweging laasweek nie gesien het soos wat ons verwag het nie, begin dit lyk of die afwaartse potensiaal nou baie minder begin raak. Tans lyk dit of stoorlampryse nog kan afkom tydens November en dan weer bietjie optel soos ons na die einde van die jaar beweeg. Dit hang maar als af van hoeveel lammers ons nou gaan bemark en hoeveel lammers nou in die mark natuurlik gaan inkom. Die amptelike A23 karkasprys het gestyg na R108.28 per kilogram met die C23 of ouhooi prys ook bietjie hoër op R83.61. AMT se opnameprys staan nou so rondom R106 vir A-grade en op R76 vir C-grade. Die karkaspryse se seisonale tendens toon ook dat ons so bietjie laer pryse vir hierdie maand of November maand kan verwag, maar nie veel laer nie. Die tendens dui wel aan dat ons weer nader in die R110 merk kan beweeg net voor Kersfees, daai week gewoonlik van die 19de Desember. Die wolmark het weer teruggesak laasweek met die 20 mikron RWS prys laer op R201 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R185. Die gemiddelde RWS prys het dan laasweek gedaal na R265 en was die daling omdat die rand versterk het en nie noodwendig die wolpryse waaraan gedaal het hier nie. In Australië het die gemiddelde prys met 14 sent gedaal na 14,13 Australiaanse dollar per kilogram. Vraag was steeds beter vir hoër mikron wol terwyl fyner wol steeds onder druk verkeer het. Hierdie was omdat die aanbod van fyner wol natuurlik hoog was in vergelyking met die ander tipe wolle. Tot op hede is die wolprys in Australië ongeveer 25,6% hoër jaar op jaar as gevolg van omtrent 4,1% minder aanbod en natuurlik ook die beter vraag vanaf China op die oomblik. Meer positiwiteit rondom die handelsooreenkomste tussen China en Amerika kan moontlik weer hierdie markte ondersteun oor die kort termyn.
Bokpryse het ook meestal herstel laasweek met die klein bokprys hoër op R68.32. Bokpryse styg na R55.31 met groot bokke wat dan verder daal na R42.27. Ek voel hierdie pryse kan wel bietjie afkom na Desember maand se kant toe. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg na R35.19 terwyl varspryse stagneer op R41.03 en die IQF prys sywaarts beweeg op R35.65. Dit lyk of gevriesde pryse naby aan sy hoogtepunt kan wees, maar dat varspryse wel nog opwaartse potensiaal het soos ons nader aan Kerstyd beweeg en ook meer vraag dan verwag. Varkpryse het dan ook weer gestyg laasweek met die nuutste spekvarkprys op R38.02, vleisvarkpryse styg na R38.30 met die nuutste worsvarkprys laer op R29.26. Ek voel ons is naby of op die hoogtepunt vir vark en hoenderpryse en kan dit moontlik nou op hierdie vlakke begin stagneer. Die gemiddelde gegradeerde eierprys daal dan na R20.48 per dosyn laasweek met die ongegradeerde eiers op R17.70 per dosyn. Die nuutste melkprys bly sywaarts op R6.95 per liter vir die boer. Die graad 1 lucernprys in die binneland het met so R100 ongeveer gedaal na R3.700 per ton. Graad 2 lucern staan op R3.500 met prima lucern so R50 hoër op R4.450 per ton. Choppryse kry dan die wind van voor die afgelope week en daal dit skerp na R3.100 per ton laasweek en was dit gedryf deur meer aanbod. Die meelenaars maal nou baie meer om reg te wees vir die Desember vakansiemark en veroorsaak dit dan natuurlik ook meer chop as 'n byproduk. Daar is ook meer veld beskikbaar en het dit ook natuurlik vraag so bietjie laat stagneer of laat afneem en kan pryse dus nog verder afkom oor die volgende paar weke as gevolg van hierdie meer aanbod en ook minder vraag. Hierdie episode word met trots aan jou gebring deur John Deere. Ek sit al die skakels na al ons sosiale media platforms en ons WhatsApp groepe in die beskrywing onderaan vir meer inligting. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.